Sweet Jesus. Ja, Vader, ons kom vandag en ons verklaar die naam bo alle name, Jesus Christus, Immanuel, God met ons. Die enigste naam wat krag het, wat elke sonde, elke gebrokenheid, elke hartseer, elke siekte kan breek. Dankie Jesus dat U bereid was om onskuldig in 'n kruis te sterf, in my en almal van ons se plek. Dankie dat U ons onvoorwaardelik liefhet, liefde wat ons nie kan verstaan nie. Dankie dat U met ons is, dankie dat U naam krag het. Here, ek bid die bloed van Jesus oor elke persoon in hierdie vertrek, vir enige aanval van die bose, vir mense wat op 'n moeilike tyd is, mense wat finansiëel sukkel, mense wat siek is, mense wat hulle werke verloor het, mense wat se verhoudings op 'n slegte plek is, mense wat se huwelik op 'n slegte plek is, mense wat se kinders moeilik is, mense wat 'n onmin en konflik het. Ek bid die naam van Jesus oor elke persoon. Ek seën hulle in die liggaam, siel en gees. In Jesus naam. En die gemeente antwoord. Amen. Ons gesels nou al vir 4 jaar, gesels ons oor elke Augustus maand oor mental health, geestesgesondheid. Ons het in 2023 oor selfsorg gepraat, en ons gepraat oor angs en woede en wanhoop en uitbranding. In 2024 het ons die anti-broodskursus aangebied, en ons het na die mental health gekyk na Bybelkarakters, soos Gideon en Dawid en Paulus. In 2025 het ons reeks gehad oor 'n oorvloedige lewe in 'n angstige wêreld, en ons het 'n klomp experts gehad wat ons kom help het. Ons het vir Reinet Lebowitz gehad, wat kom praat oor cyberbullies, ons het oor vergelyking gepraat, ons het vir Dr. Lorika Fik gehad, 'n voorligtingsielkundige, wat ook met ons kom praat het, en ons het op daai stadium al 'n 2 jaar pad saam met Dr. Lorika gestap, en ons het ook met ander kerke gepraat, wat mense help in hulle gemeente, en ons het met hulle 'n netwerk begin. En met hulle hulp het ons verlede jaar Ruimsig Embrace begin. Ruimsig Embrace is nie 'n formele counseling center nie, maar dit bestaan uit 'n span toegeruste helpers. Die helpers werk uit hul lewenservaring eerder as formele opleiding. Die span het wel deur 'n klomp bedeelings gewerk, ons het baie goed en baie opleiding gehad deur Dr. Lorika, en dit is ontspanne gesels eerder as 'n counseling sessie. Ons gesels met jou, en van daar sal dan besluit word of van hierdie toegeruste helpers of mense dan verwys word na 'n sielkundige of 'n psigiater toe. Hier is die span wat ons het. Elmarie is die leier en die kontakpersoon, en dan is daar Dani wat by die jeug is, Berna wat by die kinders is, en dan ek en Stefan. So as jy 'n afspraak wil maak, kan jy agter by die infodesk, is daar 'n kaartjie, daar's ook 'n QR-code wat jy kan scan, daar's 'n WhatsApp nommer wat jy 'n afspraak mee kan maak. Elmarie sal die afsprake dan maak, en sy sal dan vir jou 'n tyd reël wat hier in die beradingskamer, daar's 'n deur aan daai kant waar daar 'n beradingskamer is waar ons jou dan sal sien. So maak asseblief gebruik daarvan. Nou vriende, geestesgesondheid is nie 'n mite nie. Baie mense dink, ja, jy weet, dis maar net praat daaroor, dis nie regtig so erg nie, dis maar eintlik 'n tipe van 'n ding, daar's 'n stigma daaraan. Maar dis definitief 'n werklikheid. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat depressie nou een van die grootste oorsake van swak gesondheid en ongeskiktheid wêreldwyd is. Hulle voorspel dat in 2030 die hoeveelheid mense wat as gevolg van depressie ongeskik vir werk verklaar gaan word of hulle lewe verloor, sal die getalle oortref van oorlog, ongelukke, beroerte en hartsiektes. Ek het in die week het ek met 3 mense gesels. Ek het met meer as dit gesels, maar met die 3 mense het ek het eintlik nou 'n ernstige punt wat ek moet maak. So in al my geselsies was daar 3 spesifieke mense gewees, wat eintlik regtig erg was, want tussen die 3 van hulle het van 7 mense geweet, wat in die laaste 2 maande selfmoord gepleeg het. So dis nie net 'n mite wat ons van praat nie, dis nie iets daar ver nie. Ek seker as ek jou vanoggend vra, is 'n hele paar mense wat hier sit, wat of iemand ken, wat iemand verloor het, of jy dalk self iemand verloor. So vriende, geestesgesondheid is 'n ernstige saak. Die statistiek wys dat 41% van mense in Suid-Afrika op een of ander manier sukkel met geestesgesondheid. Die hartseer gedeelte is net 9%
van hulle kry die regte hulp. Maar wat is geestesgesondheid? Geestesgesondheid sal ten minste 3 dinge insluit. Jou emosionele, psigiese en sosiale welstand. Dit is belangrik om te verstaan dat geestesgesondheid is nie staties nie. Dit kan op 'n oomblik met jou goed. Dit is soos verkoue wat jy het verkoue en dan drink jy antibiotika en gaan dit weg nie. Dit kan op 'n oomblik met jou goed gaan en dan verander daar iets in jou lewe of daar's 'n verandering in jou liggaam of jy gaan deur 'n trauma en dan kan jy weer op 'n slegte plek wees. Jou geestesgesondheid beïnvloed hoe jy dink, wat dan 'n invloed het oor hoe jy voel en wat 'n invloed het hoe jy optree. Jou geestesgesondheid bepaal hoe jy stres hanteer, hoe jy met ander mense omgaan, hoe jy keuses maak en hoe jy terugspring uit moeilike omstandighede uit. Nou vriende, omdat geestesgesondheid so groot probleem is, kan ons as kerk nie anderster as om daaroor te praat nie. En daarom gaan ons tema hierdie jaar is genoeg en ons gaan die hele Augustus maand in ons preke en in die tuingroepe dit saam bespreek en ons gaan kyk na een van die grootste stryde van ons generasie gaan ons ondersoek en dit is die gevoel dat ek nie genoeg is nie. Ons word gebombardeer met boodskappe wat sê ons het meer nodig. Ek het meer geld, meer sukses, meer followers, meer skoonheid, meer besittings, meer prestasies, meer ervarings, meer erkenning. En die wêreld wil ons die hele tyd oortuig dat geluk is nog net 1 promosie weg. Dis nog net 1 aankoop weg. Dis nog net 1 verhouding weg of 1 prestasie weg. Ons leef in hierdie vergelykingssamelewing. Die sosiale media vergelyk ons agter die skerms lewens met ander mense se hoogtepunte. Het jy al gekyk as mense goed share op social media, dis net al die great stuff. Neem 'n bietjie 'n bad hair day af. Wat is daai ding wat jy het wat jy moet doen? Wat jy so met dadelik afneem? Be real. Be real. Dis so 'n ding wat net so app vir die kinders het, wat as jy dit kry, moet jy binne 'n sekere tyd 'n foto neem en jy mag hom nie edit of iets nie. Dis vir hulle baie challenging. Want jy moet bietjie edit, jy moet bietjie dit, jy moet op 'n ander manier staan. Ek neem nie foto's vir my dogters nie, want dit is irriterend, dat ek dit aanhou oor en oor neem. Nee, dis verkeerd, dis nie reg nie, dis nie so nie. Ons gee voor, en nou kyk jy op social media en jy soos, jy's maar hierdie ou is permanent by die see. En kyk hierdie kar wat hierdie ou ry, en hierdie ou het nou weer dit gekry, en sy het nou weer dit gedoen. En ons is besig om ons agter die skerms lewens te vergelyk met ander mense se hoogtepunte. En vergelyking oortuig ons een gevaarlike leuen, ek is nie genoeg nie. En daardie leuen voed angs, uitbranding, depressie, onsekerheid, perfeksionisme. Dit beroof ons van ons vrede, en as dit so voortdurend aanhou, is dit omdat die wenstreep skuif die heeltyd. Maar vriende, God wil vir ons een lewensbelangrike waarheid leer, en dit is in 2 Korintiërs 12, vers 9. My genade is vir jou genoeg. Let op wat God nie sê nie. Hy sê nie dat my wonderwerke is vir jou genoeg, of my seëninge is vir jou genoeg. Hy sê my genade is vir jou genoeg. Die evangelie beloof nie dat ons altyd al sal kry wat ons wil hê nie. Die evangelie beloof vir ons omdat omrede ons vir Christus het, ons niks anders sal kort nie. En daarom is my preek tema vanoggend eenvoudig: God is genoeg. Punt. God is genoeg. Daar's nie 'n en of 'n maar of 'n nog nie. God is genoeg. En ek gaan op 3 teksverse fokus om die punt deur te staaf. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis ten volle tot werking wanneer jy swak is. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Paulus skryf in Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Nou hierdie 3 teksgedeeltes vertel vir ons een wonderlike storie. God self is ons herder, God self is ons voorsiener, en God self is ons genoegsaamheid. Want ons lewe in 'n kultuur wat vir ons die hele tyd laat voel ons het tekortkominge. Een van die grootste stryde wat ons Christene het, is nie dat ons nie genoeg besittings het nie. Dit is 'n gebrek aan tevredenheid. Elke advertensie sê, jy moet hierdie hê, jy moet nog hê, jy verdien meer. Social media fluister die hele tyd vir jou, jou lewe is nie regtig so opwindend nie. Kyk wat Piet nou weer gedoen.
Kyk waartoe is Sari nou weer gewees. Vergelyking sê vir jou, hulle is gelukkiger, hulle is meer suksesvol, hulle is meer geestelik, hulle is verder al gegroei as wat jy is. En die duiwel het nog altyd hierdie leuen van ongenoegdheid gebruik om teen ons te veg. Ons lees in Genesis 3, waar Eva lewe in die perfekte tuin, die perfekte omstandighede, sy het niks kort gekom nie. Sy en Adam het elke middag in die laatmiddag saam met God gewandel, kan jy jou indink? Saam met God gewandel om met hom gesels oor hulle dag. En Satan kom en hy oortuig haar dat sy iets kort kom. Die sonde wat gebeur het, die val was nie die vrugte wat hulle geëet het nie. Dit was om te glo dat God iets beter van hulle weerhou, dat hy iets van hulle weghou, dat hulle iets anders tekort, dat hulle nie genoeg het nie. En daai selfde leuen gaan vandag nog voort. As ek net meer geld gehad het, as ek net getroud was, as ek net kinders gehad het, as my gesondheid net wil verbeter, as my besigheid net suksesvol wil wees. Die probleem is met hierdie as, is dit eindig nooit nie. Want as die een begeerte vervul word, is jy onmiddellik op 'n ander plek om te sê, maar nou soek ek iets anderster. Want vriende, sonder Jesus sal jy nooit genoeg hê nie. As jy die hele tyd seewater drink, dink bietjie daaraan, as jy seewater drink, gaan jy aanhou dors by, jy gaan eintlik dorser word as wat jy was. Die wêreld bied vir ons seewater aan. Jy gaan altyd dors wees, jy gaan altyd nog wil hê. Slegs Jesus bied vir ons lewende water aan. Jesus het gesê, wie die water drink wat ek gee, sal nooit weer dors word nie. Die diepste behoefte van elke hart is nie nog 'n besitting nie, dis nog 'n ontmoeting met God. Paulus het geleer dat God se genade is genoeg. Dink 'n bietjie, Paulus het al die rede gehad om te kla. Hy het meer rede gehad as Dawid om te moan. Hy kon regtig gekla het. Ek meen hy het 'n verwerping, eensaamheid en fisiese lyding ervaar. Hy was geslaan, hy was vervolg, hy het skipbreek gely, slange het hom gepik en nog vele meer. Maar ons lees nie dat hy kla daaroor nie. Maar ons lees ergens waar Paulus sê dat hy 'n doring in die vlees het. Nou ons weet nie presies wat dit was nie en ek dink dalk het God doelbewus nie gesê wat dit is nie, dit dalk naamloos gelos, dat elke gelowige dalk daarmee kan identifiseer. Jou doring mag dalk wees angs of depressie, hartseer, eensaamheid, finansiële druk, kroniese siekte, 'n moeilike huwelik, 'n rebelse kind, 'n gebroke droom, onbeantwoorde gebed, wat ook al dit kan wees. Paulus het 3 keer vir God gevra om dit te verwyder. En wat antwoord God hom? God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. God vat nie Paulus se swakheid weg nie. Hy verander sy perspektief in sy omstandighede. Ons glo en baie mense preek, as God my liefhet, sal hy alles regmaak. As God regtig 'n goeie God is, gaan ek prosper. Dit gaan net goed gaan my finansies gaan goed lyk, alles gaan goed gaan, ek gaan nooit gesond word nie, niemand gaan my steel nie, niemand gaan my roof nie, ek gaan die beste kar ry, ek gaan net prosperity hê. Dis nie wat Paulus vir ons leer nie. Paulus leef met hierdie doring in sy vlees en God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. God se genade is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die teenwoordigheid van God se krag binne in jou. Maar wat beteken genade? Baie keer dink ons as ons aan genade dink net aan vergifnis. Ja, genade is vergifnis, maar die Bybelse genade is veel meer. Genade is God se kragtige teenwoordigheid. Genade is God se krag wat in ons swakheid werk. Genade onderhou ons wanneer ons lewe ondraaglik voel. Genade lig ons op wanneer ons uitgeput voel. Genade herinner ons dat God se liefde nie gebaseer is op ons prestasies nie. So vriende, ek en jy het 'n keuse. Gaan ons oorgee of gaan ons self probeer om hierteen te veg? Gaan ons self hierdie doring in ons vlees probeer hanteer? Want God se krag word duidelik en werk op sy beste deur ons swakheid. Dis heeltemal die teenoorgestelde van die wêreld. Die wêreld sê verberg jou swakheid, elke ou vir homself en die duiwel vir die res, maar God sê bring al jou swakheid na my toe. Die wêreld sê vir jou vier jou onafhanklikheid.
God sê, ek eer jou afhanklikheid, ek seën dit. Die wêreld bewonder selfgemaakte mense, God gebruik gebroke mense. Swakheid is nie 'n probleem vir God nie, trots is. En Paulus het geweet dat God se krag die sterkste deurkom wanneer hy swak is. Hy sê daar in 2 Korintiërs 12, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ons swakheid word 'n platform waarop God se krag vertoon kan word. Daar's baie Bybelse voorbeelde. Toe God vir Moses roep, dink daarna, as jy die brandende bos, God roep hom, ek bid hoeveel keer al vir 'n brandende bos, dat God net direk vir my iets kan sê. Wat moet ek doen? Moses se eerste is, maar ek kan nie praat nie, Here. God sê, ek sal jou help daarmee. Gideon sê, maar ek is die swakste familie, ons is die swakste kleinste familie. God sê vir hom, jy's 'n magtige kryger. Petrus verloon vir Jesus, maar God maak hom die leier van die kerk. God het nog altyd onvolmaakte mense gebruik. Hoekom? Want wanneer hy deur swak mense werk, weet almal dat die eer aan God behoort. Psalm 23 begin met een van die mooiste en kragtigste stellings in die Bybel. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dawid begin nie by die weivelde en die skape en al die mooi goed en als nie. Hy begin by God. Want wanneer die herder genoeg is, vind al die ander goed hulle plek in jou lewe. Let op, Dawid sê, ek sal niks kort kom nie. Hy sê nie, ek sal alles hê wat ek begeer nie. Die herder voorsien presies wat die skape nodig het. Nie noodwendig alles wat die skape dink hulle nodig het nie. God se voorsiening is altyd perfek. Hy weet wat ons versterk, hy weet wat ons verswak. Hy weet wat ons voorberei en hy weet wat ons vernietig. So een van die grootste liefdesdade wat God partykeer vir jou kan doen, is om vir jou nee te sê. Ek moet sê, as God al my gebede beantwoord het, wat ek deur my lewe gehad het, ek is dankbaar hy het baie van hulle nie geantwoord nie, of voor nee gesê nie. Want op daai stadium het ek gedink, maar dit is die antwoord, dit is alles, maar dit was nie. God is selfs met ons, skryf Dawid, in donker valleie. Psalm 23 beloof nie vir ons 'n lewe sonder valleie nie, maar dit sê vir ons dat die herder saam met ons in die valleie is. Want 'n vallei is tydelik, maar God se teenwoordigheid is permanent. Sommige van julle wandel vandag deur 'n vallei van droefheid, 'n vallei van angs, 'n vallei van werkloosheid, 'n vallei van eensaamheid, 'n vallei van onsekerheid. Die herder is met jou. Hy het jou nie verlaat nie. Hy wandel saam met jou. En dan skryf Paulus in Filippense 4 vers 19 en dikwels word dit verkeerd verstaan. Paulus sê nie God voorsien in elke begeerte nie. God voorsien in elke behoefte. Daar's 'n baie groot verskil. God voorsien altyd genoeg genade, genoeg wysheid, genoeg krag, genoeg barmhartigheid, genoeg vrede, genoeg hoop, genoeg vergifnis, genoeg moed, genoeg vir vandag. Jesus het ons geleer bid om te sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie ons maandelikse brood nie, dis of jy gaan groceries koop vir die maand nie. Nie ons jaarlikse brood nie, ons daaglikse brood. Geloof groei deur daaglikse afhanklikheid. God voorsien steeds vir elkeen van ons. Hy het vir die Israeliete voorsien toe hulle in die woestyn was, deur elke dag vir hulle manna te gee. Hoekom het hy nie vir hulle 'n klomp gee wat die hele maand gaan hou nie? Want hy wil afhanklik hou van hom, om elke dag van hom afhanklik te wees. God voorsien steeds manna, sy genade is elke oggend nuut. En een van die grootste geheime wat Paulus geleer het, was tevredenheid. Hy het geleer om tevrede te wees in alle omstandighede. Vriende, tevredenheid word aangeleer, dit gebeur nie net outomaties nie. Dit gebeur wanneer jy God beter leer ken. As jou vrede in jou omstandighede is, gaan dit die hele tyd, as jou lewe verander, gaan jy nie vrede hê nie. Maar as jou vreugde in Christus is, sal jou vrede altyd daar wees. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, want God bly altyd dieselfde. Die wêreld sê vir ons, wanneer ek meer het, sal ek gelukkig wees. Jesus sê, wanneer jy my ken, sal jy vrede hê. Daar's 3 waarhede oor tevredenheid. Eerstens, God is genoeg
omdat sy karakter nooit verander nie. Mense verander, jou gesondheid verander, die ekonomie verander, oorloë verander, God verander nooit. Tweedens, God is genoeg omdat sy liefde nooit val nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Nie mislukking nie, nie swakheid nie, nie vrees nie, nie lyding nie. Niks kan ons skei nie. En derdens, God is genoeg omdat sy beloftes nooit val nie. Elke belofte in Christus is die waarheid. God kan nie jok nie, hy is getrou. Baie van ons lewe in leuns wat vir ons gesê word om te sê ek is nie genoeg nie. Ek het misluk. God het van my vergeet. Ek sal nooit kan herstel nie. Ek is heeltemal te gebroken. Maar vriende, die evangelie beantwoord elke leuen. Ek het vir julle 'n paar voorbeelde. Die leuen van ek is nie genoeg nie, die waarheid, God se genade is voldoende. Ek is alleen, die Here is my herder. Ek het nie genoeg nie, my God sal in my behoeftes voorsien. Ek is te swak, God se krag word in swakheid vervolmaak. Vriende, ons kan nie die leuns oorkom tensy ons nie dit met die waarheid vervang nie. Jesus word gedoop in die Jordaan, hy is 30 jaar oud. 'n Duif kom af en 'n stem uit die hemel uit sê, dit is my seun in wie ek welbehae het. God bevestig Jesus se identiteit, hy is my seun. Direk daarna lei die Heilige Gees vir Jesus in die woestyn in. Wat is die eerste ding wat die duiwel hom aanval? Die heeltyd. Hy val hom aan oor sy identiteit. As jy die seun van God is, doen dit. As jy die seun van God is. Jesus het hom elke keer geantwoord met waarheid, met skrif. Dis belangrik dat ons tyd in die woord spandeer. Dis belangrik dat jy die woord ken, dat jy jou skrif ken om die leuns te vervang met waarheid. So jy ken my, ek's 'n praktiese persoon, so ek wil vir jou 'n paar praktiese goed gee wat jy dalk hierdie week kan doen. Eerstens, identifiseer waar jy nie genoeg voel nie. Vra jouself eerlik, waar voel ek onvoldoende? Is dit in my huwelik? Is dit in my ouerskap? Is dit in my finansies, my gesondheid, my voorkoms, my geloof? En bring daai area na God toe. Want God kan niks genees wat jy wegsteek nie. Ons moet dit eerlik na God toe bring. En tweedens, vervang elke leuen met God se belofte. Skryf die leuen neer en skryf dan 'n skrifgedeelte langs aan. Ons het die internet, ons het AI, jy hoef nie te dink jy van die waarheid in die Bybel deurblaai nie. Bid eerstens, die Heilige Gees kan dit op jou hart lê. Tweedens, as jy jou woord ken, sal jy weet waar dit staan. En derdens, as jy nie weet nie, soek 'n antwoord. Kry 'n waarheid wat daai leuen vervang. Wat daai leuen uitskakel in jou lewe. En beoefen aan daaglikse afhanklikheid. Begin elke oggend deur te sê, Here, vandag is u genade genoeg. U wysheid is genoeg, u krag is genoeg. Lei my vandag eendag op 'n slag. Elkeen van julle het so genoeg bandjie gekry toe jy by die deur ingestap het. So ek wil jou uitdaag hierdie maand in Augustus. Dra die bandjie. Eerstens vir jouself. Elke keer as jy na hierdie bandjie kyk, kan jy vir jouself sê, God is genoeg. Sy genade is genoeg. Ek is genoeg. Ek het genoeg. Dit kan ook iets wees as iemand jou vra, wat beteken dit? Kan jy jou getuienis lewer? Of jy kan vir iemand net sê dat wat die Here in jou lewe beteken. So ek wil uitdaag, dra die bandjie. As jy nou regtig nie die bandjie wil dra nie, maak seker hy's in jou kar of 'n plek op jou tafel of jou lesenaar waar jy hom kan sien. Maar ek wil jou double challenge om te sê dra hom. Dat elke keer as jy in jou hand gaan kyk, sit hom waar jou horlosie is of waar ook al wat jou sterke hand is, as jy links is, sit hom jou linkerhand. Elke keer as jy daai genoeg sien, wil ek hê jy moet weet en besef, God is genoeg. Punt. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Ek ontken nie hoe jy voel nie. Ek ontken nie jou omstandighede nie. Dit is dalk 'n realiteit, maar die waarheid is, Jesus het oorwin. Die waarheid is, God is genoeg. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U
genoeg is vir ons. Dankie dat U Jesus gestuur het, sodat ons gered kan wees, en dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak wat ons gedoen het nie. Heilige Gees, lei ons in elke dag deur U genade. Herinner ons elke dag aan teksgedeeltes wat die waarheid is, en dat ons sal ophou om die wêreld en Satan se leuns sal glo. Leuns wat mense vir ons sê wat nie waar is, leuns wat gesê is toe ons al kinders was en wat ons nou nog glo. Ek bid deur die krag van Jesus se naam, waar ons nou gesing het, oor elke persoon, wat U naam is heilig. Vader, U het gesê, toe Moses vir U gevra het wat U naam is, vir sê, ek is. En ek is beteken, dis die antwoord vir alles. Ek is genoeg. Ek is met jou. Ek is lief vir jou. Ek is vir jou, ek is nie teen jou nie. Help ons, Here, om in hierdie week, elke dag, U teenwoordigheid te ervaar. In Jesus naam. Amen. Ons gaan lekker koffie drink, daar's lekker koffie tee buite, daar's ook Coffee the Bible wat julle kan ondersteun. Ek wil asseblief vra, as ons uitry, dat julle ondersterk gebruik, en as jy by die tee-aansluiting kom, vra ek jou regtig mooi uit my hart uit, draai links. Ons doen dit nie omdat ons probeer snaaks wees, of iets probeer doen nie, draai links. En dan 'n tweede versoek wat iemand vir my gesê het, as jy links draai, die eerste baan is 'n trokbaan. So, as daar nie 'n trok kom nie, kan jy dadelik gaan. Doen 'n Oosrand move, as daar nie 'n kar kom nie, gaan. Daar hoef nie al skoon te wees, en dan draai jy nie. So, as daar nie, daai karre wat daar aan die ander bane ry, jy kan die short left, gooi net short left, en dan gaan jy links uit. Mag julle 'n geseënde week hê, ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, en die genade van Jesus Christus, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik, van elke dag met jou wees. En mag jy weet, dat God genoeg is, en daarom is jy genoeg. Amen.